Ons praat vanaand 'n bietjie verder oor leef lig en ons gaan bietjie praat oor genadedood en van die begin af wil ek graag groot krediete gee aan Salome. Sy het baie navorsingswerk omtrent hierdie gedoen. Salome, ek dink dit wat jy vir my ge-e-mail het, kan jy gerus op die webtuiste ook laai. Dan kan almal daarna loer. Dis regtig baie goed uiteengesit en baie dankie daarvoor. Nou, vanaand praat ons nie so, as ons praat oor die term leef lig, dan praat ons nie so oor die swaar las wat ons moet afgooi nie, maar nou ons moet leef in die lig en ons is die lig van die wêreld. So dis 'n dubbelsinnige opskrif leef lig. Maar ek het nou agtergekom as jy in die lig lewe en as jy die lig is vir die wêreld daar buite, dan is jou las ook sommer baie ligter. Maak dit almal lyk gelukkig behalwe hulle self. Right, maar Marius gaan nou vir jou mooi prentjie teken daar. Right. So as ons in die lig lewe, dan is die las ook heelwat ligter. En ek dink die ysbreker wat ek deurgegee het is hoe oud was jy die eerste keer toe jy gesoen is? Nee, dis nie daai ene nie. Tannie Wilma, vertel ons die eerste keer toe Tannie 'n soentjie gekry het. Hoe oud was Tannie gewees? Ek was En nou nie 'n swentjie by mamma nie, 'n swentjie by die ander geslag. diep in my 20s. Ag, Tannie, dis omdat ek vir Tannie hou. Ek was ook al seker eers 25. Ek was eers getroud en toe se ek gesoen, Tannie. So ek is maar 'n stadige beginner. Ek was ook Ons praat maar oor die gedagte, wat is die mense toegangskaartjie na die hemel toe? As iemand jou môre in die straat voorkeer, daar by die koöperasie byna en sê, wat is my toegangskaartjie hemel toe? Wat gaan julle antwoord? En ons begin by die persoon wat altyd gesê het ek moet julle voor die tyd waarsku. Salome, ons begin by jou. Wat is die toegangskaartjie hemel toe? Is baie keer baie lekker om eerste te wees, want almal van julle gaan dalk dieselfde antwoord gee. Ja, ek dink ons moet. Geld. Is geld. Want daar's net een toegangskaartjie na die hemel, want Jesus het klaar sy lewe betaal vir die kaartjie wat my toegang is na die hemel, met sy lewe betaal. Okay. Right, sê vir ons in een woord, wat is jou toegangskaartjie? Jesus. Okay. Meisie, wat is jou toegangskaartjie? ja, Jesus Christus. Anita, ek is seker jy gaan bietjie met iets meer as dit kom. Dis al. Dis baie. Daar's iets meer nie. Nee. Ek wil amper sê voor ons by Wynand kom, ja, die duiwel weet ook van Jesus, maar hy gaan die hemel toe nie. Wynand? Ja, ek dink die feit as jy glo dat Jesus vir jou sonde gesterwe het en die pad na God toe is deur Jesus, dan is jy gered. Marius, deel ons daai intelligensie wat jy opgebou het met jou verkoue? Wat 'n verkoue. Nee, die enigste pad na die hemel toe is deur Jesus, om in Jesus Christus te glo. As jy verlossing sal. En natuurlik jy moet jou bydrae vir die kerk gee. Lisel? Ja, as jy nou kerk toe gaan, dit is eintlik R250, want jy moet nog jou gedeelte insluit, om nou van Jesus te hoor, moet jy nog jou gedeelte van die kollekte ook nog insluit, as jy nou by die kerk is, nee. Ek like it. Lisel, stem jy saam met jou man? Nee, nie die laaste deel nie, maar ja, Jesus is die enigste weg. Verhouding met Jesus. 'n lewende verhouding met Jesus. Verhouding met Jesus. Julle het nie gesoen recently nie, want klink of jy ook verkoue gehad het. Ek het jou sê sy siek. Hy het nog verkoue. Het sy nog verkoue? Ja, hy is mededeel Ek het dit gedeel. Jy het gedeel, okay. Right, spaar ons daai detail. Rina, wat is die toegangskaartjie hemel toe?
Almal het dit gesê om gered te wees, om Jesus te aanvaar as jou saligmaker. Okay, so mens moet sondeloos wees as jy hemel toe gaan. Ja, jy moet net 'n verhouding met die Here hê. Maar jy kan sonde doen nog steeds. Nee, nie opsetlike sonde nie. Nie opsetlike sonde nie. Jy mag net nou dan vloek as die taxi voor jou inry, want jy het nie beplan dat die taxi voor jou inry nie. Nee. What is righteousness and right standing with God? Ja. Ja, John, help ons, jy's die geleerde. To be a child of God. Ja. Hoekom sit jy aan jou pa se tafel? Want jy's 'n kind van God. Okay, Tannie Wilma. Jy moet jy is 'n Jesus kind en jy moet reg lewe. Jy moet aan kan bewys wat die regte ding is om te doen. So wat jy nou nog gesê het van 'n taxi, as iemand jou vloek en maar jy gebruik lelike woorde vir die taxi en jy sê, kyk wat gebruik daai ou, en as jy dieselfde doen, wat help dit? Dan sê nee, dan gee jy nie enige eer nie. Stel, ek weet jy glo ons moenie sonde hê nie. Ek sal sê genade. Genade. Okay, Marius, ons het 'n feedback. Wie kan dit wees? Ek skuldig. Tannie Wilma. Okay. Gaan probeer. Gerda? Jy moet 'n wedergebore kind van Jesus wees, want hy het reeds vir ons in die kruis gesterf en hy is ons kaartjie hemel toe. Maar ons moet strewe om meer en meer soos hy te wees. Dis hoekom ons nie sommer net vir enige bakkentel sonde moet doen nie. Kyk, stem saam. Robert? Almal het alles gesê. Kind van die Here Jesus aanneem as jou persoonlike saligmaker, want die woord sê hy is die enigste weg na God die Vader toe en strewe om heilig te lewe. Ja, heiligmaking na. Ons kan nie een kan heilig wees nie, 100% heilig wees nie, maar ons kan strewe om heilig te lewe. Gaan dan heen en sondig nie weer nie. Goed, kom ons sit net so, dan maak ons oogies toe en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat U die goeie God is. Heilige Gees, bid vanaand dat U vir ons wysheid sal gee. Here, dat U in ons harte in sal spreek. Dat geen woord wat ons spreek sal kom en in 'n verkeerde lig in mense se harte sal vind nie. En dankie Here dat U die lig is en dat ons in die lig kan wandel en dat ons die lig van hierdie wêreld is. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Liefdes, ons praat oor genadedood en ek is so versigtig om my woorde mooi af te weeg. En ek nooi jy uit as jy enigsins na die tyd met my wil gesels of wat ook al, praat met my oor hierdie onderwerp. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. Meisie, lees vir ons Matteus 5 vers 13 en 14. Kom ons skop af met hierdie skrifgedeelte. Ekskuus, laat ek hom net kry. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Enige iemand opmerking maak oor hierdie skrifgedeelte? As jy ooit gewonder het wat is jou roeping hier op aarde? Jy sout en lig.
As ons in die nag loop en is pikdonker, Wynand, wie loop voor? Loop die ou met die torch of met die lig agter of loop hy voor? Hy sal voorloop. Ander volg. Kinders van die Here volg net een na en dis Jesus Christus. Ons volg nie 'n mens na nie, ons volg nie ideologie na nie, ons volg nie 'n politikus na nie, ons volg Jesus na. Dis ons leier. Dis die een wat ons volg en ons is die lig. En wanneer ons oor genade dood praat en ek gaan bietjie aan selfdood of selfmoord ook gesels. John, julle wat nou baie op tonele kom van selfmoord of selfdood, wat sal jy sê is die algemene rede hoekom pleeg mense selfdood? Why do they commit suicide? Ja, dit is moeilik want daar is, soos ons altyd vir die mense sê, daar's baie vrae en geen antwoorde nie, want niemand van ons weet regtig wat in daai persoon op daai oomblik aangegaan het om daai act of besluit te maak nie. Daar is van hulle het nie eers gesê, as ek 2 voorbeelde kan gee, daar was baie mense wat nie eers, hulle kon nie eers tekens sien van dis wat gaan gebeur nie. Daar was nie tekens nie, daar was niks nie. En baie sê, maar die persoon was so baie normaal, as ek dit so kan stel, nice en alles, en toe ewe skielik, so daar is nie antwoorde vir dit nie. Nee. Daar is nie antwoorde vir dit nie. Maar ek dink die kerk moet tog veral genade dood. Genade dood is nou die woord wat op almal se lippe is. Die regering is besig om wetgewing daaroor te oorweeg. Wêreldwyd is daar wetgewing besig is om plek te kom oor genade dood. En ek dink die kerk moet voorstap. Die kerk moet nie volg nie, die kerk moet voorstap. Maar as ek vanaand hierdie pen so optel in ons bespreking en julle is welkom om my ook 'n pen te wys te sê, okay, stop dit nou. Gaan dit nou hieroor. Ons het kennis tot by die dood. Maar ons het beperkte kennis wat gebeur na die dood. Ons het beperkte kennis. Tot en met die dood gaan dit oor my besluite, my keuses wat ek maak het. Maar as ek my asem uitgeblaas het en ek sterf, is ek in God se hand. Het sy in die hemel of in die verdoemenis. Tot en met my dood sal die vyand my beïnvloed om sekere keuses te maak. Maar na my dood het hy geen invloed op my lewe nie, of waar ek ook al is nie. Ek is in God se hand. So, ook al hier, ons moet vanaand hierop vas staan, dat tot met die dood het ons kennis. Die Here is baie duidelik in sy woord, alles wat ons moet doen. Hy is die enigste weg tot saligheid. Handelinge 4 vers 12 sê daar's net een waardeur ons gered kan word en dis Jesus Christus. Soos julle gesê het aan die begin. En ons weet, na die dood is daar 'n poel van vuur en daar's 'n hemel, daar's 'n oordeel ensovoorts ensovoorts. Dis beperkte kennis. Ons weet nie presies nie, maar dan is ons in God se hand en hy neem die besluit. Alright. Ek wil die volgende stelling ook maak en sê dat die kerk moet die lig wees. Ons is die lig. En ons moet voorstap. En regdeur die geskiedenis van die kerk was daar maar altyd 'n kwessie. In die Nuwe Testamentiese kerk, wie kan dink aan 'n kwessie wat hulle gehad het? Moet die mans hulle besny of nie? Was 'n kwessie in die Nuwe Testamentiese kerk. Mag die mense varkvleis eet of nie? Was 'n kwessie in die Nuwe Testamentiese kerk. En regdeur die besprinkeling. Doop of besprinkeling,
dit het eers gekom hier in die middeleeue of later jare het die doop en die besprinkeling gekom, Anita. Maar in die Nuwe Testamentiese kerk was dit een van die groot kwessies, beslynis of varkvleis, wat mag mense eet, hoe moet vrouens aantrek, julle ken daardie goed. Maar deur die kerkgeskiedenis, weet julle dat self bloedoortappings was 'n kwessie in die kerk. Mag jy 'n bloedvat kry van 'n boemelaar? Nou kry jy ewe skielik sy siel in jou, want die bloed is mos in die siel, so die mens mos glo. Daar was ander kwessies, byvoorbeeld voorbehoedmiddels. Daar's nog steeds kerke wat glo jy mag nie voorbehoedmiddels gebruik nie. Aborsie, toe ek gestudeer het as 'n jong man, was aborsie een van die groot ding. Wat van proefbuisbabas? Weet julle hoe groot kwessie was proefbuisbabas? En baie keer is die kerk stil oor hierdie goed, terwyl ons die waarheid het en ons die lig moet wees. Wat die kerk onlangs getref het is homoseksualiteit. Hoe hanteer dit? Hoe praat ons daaroor? Wat is die kerk se siening? En die volgende een waarmee die kerk nou sit is genade dood. Wat gebeur met genade dood? Nou, wanneer ons praat oor genade dood, wil ek dit saamvat met selfmoord of selfdood. En ek sê vir Annelie dat dis maklik. Ek was van die eerstes wat gesê het aborsie is verkeerd en dis moord. Aborsie is moord, punt. Maar in Mei 2021 toe Ina verkragt is en ek daar in die dokter se spreekkamer oploop in daai gang en hulle besig is om met haar te werk en daar 'n moontlikheid is dat sy moontlik kan swanger raak van hierdie verkragters, was ek die eerste ene wat daar net gedink het, Here, U moet my vergewe, maar my vrou moet gaan vir aborsie, sy kan nie hierdie kind hou nie. So, wat ek vanaand wil sê is, hierdie is baie sensitief. Miskien het iemand wat naby aan jou is, selfdood gepleeg. Maar ons moet die lig wees en ons moet kyk, wat sê die Bybel? Is julle gereed? Julle is stil. Luister julle lekker na hierdie preek? Robert sê ietsie. Tannie Bomma sê dis reg. Onderwerp hierdie hoor. Yes. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Wat is genade dood? En julle kan gerus daai gedeelte lees wat Salome vir ons gedoen het. Dis spykwerk. Maar kom ons kyk wat sê Job 7 vers 13 tot 16. Die stel. As ek sê, my bed sal my troos, my slaapplek sal my klagte help dra, dan verskrik U my deur drome en ontstel my deur gesigte, sodat ek die verwirging verkies, die dood meer as hierdie geraamte van my. Ek verfooi my lewe, nie vir altyd sal ek lewe nie. Laat my met rus, want my dae is nietigheid. Enige opmerkings oor hierdie skrifgedeelte? Hallo. Dis moeilik want ja. Ekskuus Gerda, ons begin by jou. Ek dink nie dit is verskriklik. Ek dink dit was ongelooflik erg vir Job om in daai situasie te wees, om daai woorde te geuiter het. Was geen mens kan dit indink nie. Ja, wat vir my opval Gerda is dat hy sê as ek gaan slaap, ek gaan probeer ek onthou hy was siek geweest, hy het hierdie swere gehad. Hy sê en dan dink hy gaan rustigheid kry om te gaan slaap en dan word hy nog aangeval in sy drome. Rina? Ja, ek wil ook gesê dis moeilik want ek dink nie jy kan verstaan as iemand so siek is dat jy verstaan nie altyd waardeur hulle gaan nie. Dat hy was soos in kan nie meer nie, wil nie meer nie. Jy weet,
Ons het die geval in die familie gehad, Mhm. toe die nuwe wetgewing en mos die internasionale wetgewing in Suid-Afrika ingekom het, dat jy kan 'n persoon net op life support vir so lank hê. En toe kom dit by die dag nou, toe hulle sê, ons moet die prop nou trek op die persoon. Hy is klinies dood. En daai persoon het vir die volgende 6 weke geleef. Dit het jou mal gemaak. Jy het nie jy het begin om te vra, maar Here, hoekom hou jy die man? Hy het nooit familie gehad nie. Wat hou hom terug? Wat hou hom op die aarde? Yes. Anita, jy wou ook iets gesê het? Nee, was nie ek nie, pastoor. Die feit dat Salome nou weggeloop het en teruggekom het, dat alles die mekaar gaan. Wie was wat weer nog iets gesê het? Marius, wil jy iets gesê? Lisel. Ek dink maar net dis die emosie wat daar so praat by Job, nie die verstand nie. En die emosie is swaar en dit is hoekom dat hy voel hy wil liewer doodgaan as wat hy aanhou leef. Ek stem saam met jou. Ek dink hy kyk na sy lewensverwagting en hy kyk na homself en hy weet wat is my doel nog hier op aarde? Ek het pyn, ek het lyding. Ek dink aan 2 mense in my eie lewe wat vir my uitgestaan het as, ons praat mos van groot Christene, het julle nou al die groot en die klein Christene gesien. Maar my ouma van Wyk was 'n diep gelowige. Kom ek praat eerder van 'n diep gelowige. Ons praat van sonde. Sy het nie eers na 'n inryteater toe gegaan nie, want dit was sonde geweest. So eng was sy. En ek onthou ek het eendag by haar gekom en sy was siek geweest. En toe vra sy vir my of ek vir haar 'n stukkie die Bybel uit sal lees en sal bid. En soos 'n goeie teologiese student, toe ek klaar gelees het, toe vra ek vir ouma, waaroor kan ek vir ouma bid? Toe sê sy, Louis, of sy het vir my gesê, Boetie, dat die Here my moet kom haal. My eie ma sien ek ook as 'n diep gelowige. En hoeveel keer het sy nie vir my gevra, Louis, wat is my doel hier op aarde? Bid dat die Here my moet kom haal. Ek weet nie of julle al in so 'n situasie was waar iemand vir jou gevra het, bid dat die Here my moet kom haal. Nou die dag, toe sit ek en Andy by Cappuccino's en ons eet ietsie in Middelburg. En 'n vrou kom na my toe geloop en 'n man lê in 'n kanker in Midnet en sy sê vir my, Louis, bid net dat die Here my man kom haal, hy ly, hy trek swaar. Right, enige verdere opmerkings oor Job? Wat is genade dood? Nou, julle kan gerus 'n bietjie gaan kyk daar by Salome se goed, maar ek wil graag genade dood opsom in 2 goed. Die eerste een is passiewe genade dood. Passiewe genade dood en aktiewe genade dood. Nou, passiewe genade dood is wat John gesê het en vandag is dit, stel 6 jaar terug, né? Ja, korrek, al 5 vanaand. 6 jaar terug is my broer oorlede. En hy was ook gekoppel aan 'n masjien en ons het die familie bymekaar gebring en ons het die familie gesê, en my handtekening was op daai papier om die masjien af te sit. Ons noem dit passiewe genade dood. Wanneer jy iets weerhou en dan sal die persoon sterf. Hy's klaar brein dood, maar sy hart word deur die masjien aan die gang gehou. Nou sit ons die masjien af en soos in John hulle geval kan hy nog 6 weke daarna leef. Johan het net 'n paar uur geleef, dus hy weg. So ek dink almal van ons is al daardeur. En 50 jaar gelede sou dit verskriklike sonde gewees het om te sê, ek het nie eers genoem van begrawe en verrassing nie. Weet jy hoe groot issue was dit in die kerk gewees? Sou dit groot sonde gewees het. Maar vandag is ons meer oor passiewe
genadedood. Ons weerhou. Hulle weerhou sekere medikasie as die persoon alreeds breindood is ensovoorts. Aktiewe genadedood is waar jy iets toegedien word of jy dien jouself iets toe om te sterf. Verstaan julle die verskil tussen passiewe en aktiewe genadedood? Enige vrae? Alright. Kom ons beweeg aan. Julle is doodstil vanaand. En ek seker julle wil nie net na my stem hoor nie. Wat sê die Bybel oor die dood? En onthou, ons is die lig. Wat sê die Bybel oor die dood, Anita? Eksodus 20 vers 13. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie doodslaan nie. Lisel, wat sê jou vertaling? Moenie mense doodmaak nie. Moenie mense doodmaak nie. En daarin lees ons ook, jy mag nie jouself doodmaak. Jy mag nie doodmaak nie. Dood is nie in jou hande nie. Daar is natuurlik, die Bybel gee in die Ou Testament sekere gedeeltes waar jy mag doodgaan, maar jy mag doodmaak. Selfverdediging in oorlogssituasies ensovoorts ensovoorts. En as jou vrou jou koffie nee, jy mag nie doodmaak nie. Jy mag nie doodmaak nie. Alright, so die Bybel sê direk, jy mag nie doodmaak nie. So as ek doodmaak, dan, come on, wie's braaf genoeg om dit te sê? Pleeg jy sonde. Dan pleeg jy sonde, punt. En hoe ouer jy word, Robert, kom jy agter, toe ons jonk was, dan sou ons 'n rooibok of iets wil gaan skiet het, nou wil ons nie meer regtig doodmaak nie. Dis die heilige waarheid, die duiwe bemors my karavaan, maar ek kry dit nie oor my hart om hulle uit te sit nie. Ouer mens word, hoe meer belangrik word lewe. Jy verstaan, hoe jonger is, dan skiet ons olifante en ons skiet koeroes wat oor ons plaas hardloop en ons gee nie vir die ander mense biltong as ons die koeroes geskiet het nie en right, maar dis nou maar daarna toe. Right, kom ons kyk wat sê Openbaring 17 Openbaring 1 vers 17 tot 18 Gerda. Volhard pastoor, dit raak al hoe makliker. Openbaring 1 vers 17 tot 18. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Ons moet fokus op daai gedeelte, ek het die sleutels van die doderyk en die dood. Kan ek 'n vraagie vra? Wie maak jou dood? Ja. Ons praat nie nou van selfdood nie, ons praat van normaal. Wie maak jou dood? Die duiwel. Ek wil En nou sonde. nie, ja, ek stem saam, ja. Okay, kom ons praat 1-1. Anita, wie maak jou dood? Die duiwel en sonde. Die duiwel en sonde. Ja, wat belangrik is wat Anita daar sê, dood was nie in die plan van God vir die mens nie. Adam en Eva sou tot vandag toe gelewe het. Dood was nie in die plan nie. Dood het gekom as gevolg van die sondeval. Okay, Anita, is die reguit pad, die duiwel maak jou dood. Okay. Wat sê jy, Gerda? Ek stem saam met Anita. Dis Satan, alhoewel ek hom geen eer en niks wil gee nie, maar as gevolg van hom. Hy praat allerhande goeters in jou oor en sê dit gaan so en so en so, en dan besluit jy om of iemand dood te maak of dan nou maar selfdood ook. Ja. Okay. Maar ons praat nie net van selfdood nie, ons praat van wie maak jou dood? Ja, as 'n mens teruggaan daarna die sondeval toe,
het die Here vir hulle gesê, as julle van die boom eet, gaan julle sekerlik sterf. En toe kom Satan en hy sê vir hulle, nee man, dit is nie so nie. Julle gaan gelyk word aan God. Julle sal nie doodgaan nie. Maar daarvan af, as jy gebore word, die dag nadat jy gebore is, begin jy sterf as gevolg van die sonde. Wie het die sleutels van die dood volgens Openbaring 1 vers 18? Jesus Christus. Okay. Wil julle my opinie hoor? Ek sal sê die vyand veroorsaak die dood. Maar dis God wat bepaal wanneer ek my laaste asem uitblaas. As ek sê God maak my dood, dan kan ek mos op 'n begrafnis sê God het die mooiste blommetjie vir die hemel gepluk. En dis nie die waarheid. Die vyand veroorsaak die dood. Maar is God wat die silwerdraad of die goue draad of wat se draad dit ook al is, hy bepaal die tyd wanneer dit geknip word. Stem julle saam? Marius, jy's baie stil en jy's 'n kenner op hierdie gebied. Nee, ek sien As 'n kenner nie. as 'n vorige werker van Afpop weet jy hierdie goed mos baie mooi. Ja. Nee, ek dink ek stem saam met jou, want soos hierdie gedeelte wat sê wat Jesus het die seëls vir die dood en die doderyk. Hy kan jou daar toelaat, kan ek dit so stel, en jy weer terugbring van daar af, van die dood af. Want hy daar die toegangsbeheer, kan ek maar sê. Robert, stem saam, Marius? As ek dink wat die Here vir die Satan gesê het, toe hy vir hom toestemming gegee het om Job te tuister. En jy kan met hom maak net wat jy wil, maar jy mag nie sy lewe neem nie. So die Here besluit uiteindelik wanneer is dit genoeg en wanneer nie. Amen. Kom ons kyk wat sê Psalm 31 vers 16, Rina. My tye is in u hand, red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. My tyd, Louis se tyd is in God se hand. Hy het bepaal. 6:15 die aand, die 24ste Oktober 1965 in Middelburg Hospitaal se kraamsaal sal hy sê, hier is hy. God het daai tyd bepaal. Nou ek sê Anita, Jesus my Louis kan hom goed onthou. Dit was 6:15 die aand, ek onthou dit man. Suster was daar. Ek was daar. En hy sal bepaal wanneer Louis sy asem uitblaas. Die mens wil in beheer wees. Van die sondag van Adam en Eva, die mens wil in beheer wees. Ons wil net soveel kennis hê soos God ensovoorts ensovoorts. En ons wil beheer neem oor wanneer ons sterf. Maar dit is nog steeds in God se hand. Ek weet van 'n geval waar iemand hom in sy mond geskiet het. En die koel het sy brein lobbe mooi middeldeur gegaan en hy leef nog vandag. Right. Nog iemand iets sê oor my tye is in God se hand? Sal dit reg wees om die stelling te maak om te sê, sou jy glo aan genade dood of wat ook al jy dit dan nou wil noem, in wat se vorm ook, dat jy laat ons sê die eer uit die God se hand uitvat om te bepaal wanneer jy gaan en wanneer jy nie gaan nie. Okay, Wynand, ek stem saam met jou. Ek stem saam met jou. Maar ek dink ook as daar nie masjiene is nie. Ons praat nou van passiewe genade dood. My broer, stel help my, dit was in Julie maand, Augustus, Julie maand het hy 'n beroerte gehad. En hy was maar so half van 'n vegetable wat hom aan die lewe gehou het die hele tyd. Hy kon dan so 'n bietjie gekommunikeer het op 'n stadium, maar hy was meer dood as wat hy lewend was. Jy weet so, die masjiene wil ek amper sê neem God se plek dan nou in. Wat die asem gee, maar die brein is weg.
weet so ek stem in beginsel saam met jou dat 'n persoon wat selfdood pleeg of ons kom nou 'n bietjie nader aan genade dood, wil dit in sy eie hande vat. Hy wil die tye in sy eie hande neem, as ek dit so kan stel. Is ek bietjie kras, maar ek wil eerder kras wees as wat ek sag is daaroor. Ja, ek dink daai is meer gebaseer op die fisiese, nie die masjiene nie, die dood is gevolg van wat jy self te doen. Ja. Die aktiewe ene waar jy Switserland toe vlieg en dan gee hulle vir jou inspuiting. Okay. Alright. Interessant in Suid-Afrika is daar een geval opgeteken. Ek dink ek het dit in Salome se dokument gekry. Waar 'n persoon aan prostaatkanker gehad het. En hy begin met 'n hofgeding om die dokter toestemming te gee om 'n genadedood te gee. En as ek reg kan onthou, hy sal die drup se kraantjie oopgemaak het, wat ook maar teken is van selfdood. Hy sou die kraantjie oopgemaak het. Maar toe die uitspraak lewer is, toe was dit in gunste van hom, maar toe die natuurlike dood alreeds ingetree. So dit het toe nooit plaasgevind in Suid-Afrika nie. Goed, nog iemand ietsie sê oor Psalm 31 vers 16? Kom ons kyk, Salome, wat sê 1 Samuel 2 vers 6? Die Here maak dood en maak lewend. Hy laat neerdaal in die doderyk en laat daaruit opkom. Kyk, wanneer ons hierdie beginsel gebruik, die Here maak dood, dan moet ons besef dat God het nie die mooiste blommetjie vir sy tuin gepluk nie. Die Here is nog steeds in beheer en hy knip die silwerdraad. Dis sonde, dis die vyand wat die dood veroorsaak, maar dis God wat die silwerdraad knip. Dis in sy hande. Enige opmerking, kan ons aangaan? Kyk, die groot ding wanneer mens oor selfdood of genadedood praat, moet mens praat oor die motief. John wat 'n speurder was, onthou jy John toe jy by Brixton in roof en moord in Brixton gewerk het. As jy 'n moord probeer oplos, dan moet jy kyk wat is die motief. Hoekom het hierdie persoon vermoor? Hoekom het hy moord gepleeg? Nou, kom ons kyk na die eerste persoon wat opgeteken is, wat ek opgeteken is 1 Kronieke 10 vers 4. 1 Kronieke 10 vers 4. Stel, jy kan vir ons lees? Ekskuus, ek dink dit is 19 vers 4. Die regte vers. Is dit 1 Konings 19 vers 4? Ja. Ek gedog is 1 Kronieke 10 vers 4. Dink jy het 'n fout gemaak toe jy hom opgesit het? Nou kry ek beskuldigings, Wynand. Ja, Verdedig my. So opgesit. Wynand, verdedig my. Kan dit oor Mag ons toestemming kry om dit op die gebedslys te sit? Kies gaan dit Jy stel, lees my 1 Kronieke 10 vers 4. Kronieke. By jou boetie kan ook verkeerd wees. 1 Kronieke 10 vers 4. Dit was net 'n vingerfout. Nee, ek maak nie fout nie. Ek maak nie fout nie. Kry my jammer. 1 Kronieke. 1 Kronieke 10 vers 4. En Saul het aan sy wapendraer gesê: "Trek jou swaard uit en deurboor my daarmee. Anders toe kom hierdie onbesnedenis en dryf die spot met my." Maar sy wapendraer wou nie, omdat hy baie bevrees was. Daarom neem Saul die swaard en val daarin. Dankie. Alright, ekskuus, ja, dit was 'n vingerfout. Ek het 1 Konings dink ek gesit en was 1 Kronieke eintlik. Is my verskoning aanvaarbaar? Ja, klaar reggemaak. 1 Kronieke 10 vers 4. Elke ouetjie maak 'n foutjie, Mercedes kry ook 'n papwiel. Alright. 1 Kronieke 10 vers 4. Saul val in sy swaard en hy sterf. Hy pleeg selfmoord. Hoekom? Wat was die motief? Hoekom het Saul selfmoord gepleeg? Sy ego. Ego. Dit klink vir my soos daai Markus ou daar in Hermanus. Hy het gesien hy het moeilikheid en hy gaan toe gaan hy daar op een van daai wandelpaaie en hy skiet
skiet homself. Steinhoff, daai ou van Steinhoff. Okay. Hoekom het hy selfmoord gepleeg? Dit het gegaan oor sy beeld. Hy wil nie hê die vyand moes hom gevang het nie. Hy wil nie deur daai trauma gegaan het nie. Kom ons kyk na die volgende ene. Ek dink ek het hierdie ene reg, Lisel, Matteus 27 vers 3 tot 5. Toe Judas sy verraaier besef dat Jesus ter dood veroordeel is, het hy bitter spyt gekry en die 30 silwergeldstukke na die priesterhoofde en die familiehoofde teruggevat met die woorde: Ek het verkeerd gedoen, ek het 'n onskuldige man uitgelewer. Hulle het geantwoord: Dit raak ons nie, dis jou probleem. Judas gooi toe die geld op die tempelvloer neer, draai om en gaan hang homself op. Hoekom het Judas selfmoord gepleeg? Sy skuldgevoel, dink ek. Skuldgevoel. John, jy sê? His guilt got to him. His guilt got to him. Ek dink Judas het by die verkeerde mense gaan vergifnis soek. Ja. Hy het na die priesters toe gegaan en gedink as hy die geld vir hulle teruggee, dan gaan hulle vir Jesus nou onskuldig, dat hy nie verder aangaan nie. Gaan die veroordeling terugtrek. Jy sien, baie mense loop met guilt binne in hulle. Hulle loop met hierdie las binne in hulle. En hulle kom by almal uit behalwe by God. Wat sou Jesus gedoen het as Judas met hom gepraat het en gesê het ek is jammer? Vergewe. As hy vir Petrus kon vergewe het, sou hy vir Judas ook vergewe het. En dis my boodskap vir soveel mense wat voel, ek kan nie meer aangaan nie. Klop aan die regte deur, kom by God uit. Kom by God uit. Een ding wat ek net wil byvoeg, en dit is Lukas 22 vers 1. Lukas 22 vers 1. Iemand op ons kan kry. Dis nie op die gebedslys nie, Wynand. Lukas 22 vers 1. Nog 'n Serena, kan ons lees? 22 vers 1. Ja, en die fees van die ongesuurde brode wat Pasga genoem word, was naby. Lukas. Ja. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle hom kan ombring, want hulle het die volk gevrees. Volgende een, skus. Okay, nee, en die setting het in Judas gevaar, wat Iskariot genoem word, en wat uit die getal van die 12 was, toe hy gegaan het en met die owerpriesters en die hoofde beraadslaag, hoe hy... Okay, ek het my skrifgie wat ek gesoek het. Die vyand het besit geneem alreeds van Judas. Hy het in sy hart ingegaan. Nou Judas moes sy hart oopgemaak het daarvoor, en dit was as gevolg van geldgierigheid. Het hy sy hart oopgemaak. Met enige persoon wat selfmoord wou pleeg, die poging aangewend het, en selfs as jy met Satan-aanbidders bietjie gesels na die tyd, die vyand vat jou en hy werk in jou gedagtes en hy werk in jou hart, dat jy 'n gees van selfmoord kry. A spirit of to commit suicide. Jy kry 'n gees van selfmoord. En Judas het hier, ons weet ook, Saul het 'n ander gees gekry, met die heks van Endor, het hy 'n ander gees gekry. Maar aan Judas, wat het Judas gemotiveer om selfmoord te pleeg is, die vyand het hom soontoe gevat, want hy het geweet, hy verbreek die gebod met God. Iemand moes die penne opgesteek het, niemand het nie. So, selfmoord is ook 'n gees. Wanneer jy met mense werk wat selfmoord pleeg, moet jy ook in 'n geestelike riem met hierdie gees begin gesels, met hierdie gees begin werk, want dis 'n gees wat 'n persoon lei.
om selfdood te pleeg in baie gevalle. Want dis die uiteinde wat die duiwel vir jou wil hê is om selfmoord te pleeg. Daar's net een ding wat ek wil graag sê, met al die selfmoorde wat ons op die toneels is, né? Nie een van daai mense het baie swaar gekry. Hulle het nie hulle huise of hulle karre of iets. Hulle was nie soos die boemelaar op die straat nie. En ons praat daaroor baie as ons wat is die woord? As ons debrief gaan doen dadelik na so 'n toneel. En die vraag wat ek altyd vra is, maar kyk, die ou was wel af. Ons weet nou nie wat aangegaan het in sy bankrekening nie, of in sy familielewe, maar die ou het 'n huis, hy het mooi karre, hy het 'n lieflike vrou, hy het 3 kinders of 2 kinders. Wat maak dat die ou, hy het 'n werk, is nie asof hy sonder 'n werk sit. Wat maak dat daai ou die sneller of die tou vat? Nee. Ek stem 100% saam met jou. En gewoonlik is hy bekommerd oor die dag van môre. Ek gaan dit nie kan handle. Wat gaan die mense sê? Wat gaan die vyand met my doen as hy my gevange neem? Dit gaan altyd oor môre. OK, ek wil ons moet fokus op genadedood. Genadedood. Maar ek het hierdie net hier gegooi. Kom ons kyk na Rigter 16 vers 28 tot 30, het jy hom? Rigter 16 vers 28 tot 30, meisie. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my 2 oë op die Filistyne kan wreek. En Samson slaan sy arms om die 2 middelste pilare waar die huis opgerus het, die een met sy regter en die ander met sy linkerhand, en leun teen hulle aan. En Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne, en hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het. Dankie. Hoekom het Samson selfdood gepleeg? Of kom ons vra eerder so, het Samson selfdood gepleeg? Ja, het. Ja, het. Ekskuus tog, Rina? En moord. En moord, ja. Maar daar was ander mense. Ander mense, baie mense. OK, hoekom het hy dit gedoen? Wreek, hy het hom wreek. Op sy oë, en wat nog? Hulle het hom soos 'n dier in die ronde laat loop om meel te maal. Die laaste vers sê die antwoord. Hoekom het hy selfdood gepleeg? Wat sê vers 31? Ag, vers 30, ekskuus. Hy praat van die vorste en al die mense wat daarin was. Dit se vorste, weet hy nie. Sy vyande het hom omsingel amper daar, as ek dit soveel sê. Dit was 'n oorlog. Wat sê die vers 30, ekskuus Wynand, vers 30 die laaste woorde sê, meer mense het gesterwe as wat hy in sy hele lewe gedood het. Wat was Samson se doel op aarde? Om die volk te verlos van die Filistyne. Die Filistyne was die vyand van Israel. En meer mense is gedood met sy dood as wat in sy hele lewe. Nou julle, hoeveel mense het hy doodgeslaan met 'n kakebeen ensovoorts. Meer lewe is daardeur gedood. Dit was die rede hoekom maar hy het selfdood gepleeg. Stem julle saam?
maar die motief was anderster geweest. Die motief van 'n ou wat môre bankrot gaan speel en 'n ou wat besig is om in pyn en lyding te lê soos Job. Dis twee verskillende goed. Ja, ek dink Samson het so selfopoffering. Dis wat met hom gebeur het. Dit is soos in seker maar 'n vergelyking. Daar's 'n bom en jy gryp die bom in jou hardloop met hom en die bom ontplof by jou, maar red ander. Okay, maar ek steek die pen op vir myself. Selfdood, genadedood is verkeerd in die Bybel. Ons het dit vanaand 'n hele paar plekke gelees. Is verkeerd in die Bybel. Ons kennis wat ons het tot met ons dood het ons keuses en ons mag nie moord pleeg nie. Wat gebeur nadat ek dood is? Jy's in God se hand. Ons kyk wat sê die Bybel. Ons beperkte kennis. Openbaring 21 vers 8. Rina? Maar wat van die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die hoereders en die towenaars en die afgodedienaars en al die leenaars. Hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Kyk, een kant sê dat moordenaars gaan, come on, sê dit. Waartoe gaan moordenaars? Hulle gaan poel van vuur toe. Moordenaars gaan hel toe. Punt. Wat sê Matteus 12 vers 30 tot 31, Gerda? Niet gou kry, Matteus 12. 10. Matteus 12, niet online. 30. Tot was 30 en 31. Laat net sien. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Het ek die regte Ja, 100%. Verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die gees sal die mense nie vergewe word nie. Watter sonde kan nie vergewe word nie? Lastering. Lastering teen die gees. Die lastering teen die Heilige Gees. Laster teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. As Annelie nou vanaand kwaad word en sy sny my keel af met 'n stomp mes. Ek maak haar so kwaad, sy doen dit dalk. En sy het berou oor dit. En sy kry vergifnis by die Here. Wat gaan met hierdie meisie gebeur? Anita? Sy gaan nie help. Ja, sy gaan 'n medalje kry want sy het die wêreld verlos van my. Nee, sy gaan nie. Alle sondes, ek probeer dit ligtelik stel. Alle sondes kan vergewe word, behalwe laster teen die Heilige Gees. Dis ons beperkte kennis. Onthou wat ek gesê het, tot met ons dood het ons kennis hoe ons moet lewe. Maar daarna, ek kan nie sê Marius was so goeie mens en hy gaan hemel toe nie. Ja, ons kan in sy lewe dit sien en ons glo dit. Maar wie bepaal of Marius hemel toe gaan of nie? Net Jesus Christus. Net God. Net God bepaal dit. En wat gebeur nadat Marius gesterwe het, is in God se hand. As ek met iemand gesels en 'n geliefde het selfdood gepleeg, of genadedood gepleeg, of noem dit net wat jy wil, dan sê ek weet nie wat was sy laaste gedagte in sy kop nie. Come on, ons het begin met die gedagte,
Wat is die toegangskaartjie hemel toe? Is dit genade? Ja. So ek kan nie deur geloof. Ek kan nie sê Robert, onthou jy daai tyd as 'n persoon self dood gepleeg het, mag jy sy kus nie eens in die kerk ingebring het nie. Wat? Ja. Robert, kan jy dit onthou? Ja, dit is die waarheid, dit is so. Ons is die kerk, ons is die lig. Selfdood, genadedood, selfmoord, noem dit wat jy wil, is verkeerd. Maar gelukkig besluit nie Louis wie gaan hemel toe en wie gaan nie hemel toe. Kyk, kom ons kyk nog na die laaste vers, Hebreërs 11 vers 32. Salome, sal jy hom vir ons lees asseblief? 32 en wat sal ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak en Simson en Jefta, Dawid en Samuel en die profete sou verhaal. 39 En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Dink julle Simson se naam wat daar genoem word as 'n geloofsheld, onthou Hebreërs 11 gaan oor geloofshelde, is 'n fout. Dink julle is 'n tikfout? Dink julle is 'n vingerfout soos Louis se vingerfout was oor konings en kronieke? Nee, is nie 'n fout nie. Want dis nie Louis wat besluit of Simson hemel toe gaan of nie hemel toe gaan nie. Dis God. Verstaan my reg vanaand. Genadedood, hoe ons dit wil noem, is verkeerd, is sonde. Maar ek mag nie 'n oordeel uitspreek waar is daai persoon. Want ek weet nie wat was sy laaste gedagte nie. Ek weet nie wat was sy verhouding met. Fluit. Louis se storieetjie is uit. Wynand, enigiets wat jy wil byvoeg? Nee, ek dink ek's reg, dankie pastoor. Nee. Anita, wat sê jy? Nee, ek weet nie wat ek wil sê nie. Ek sal maar eers dan niks sê. Okay. Meisie? Ja, hierdie was 'n baie sensitiewe onderwerp vanaand gewees en ek is so met Louis dat ons is nie op aarde geplaas om 'n oordeel te vel oor wie ook al genade dood, selfdood. Dit is nie vir ons om te besluit waar daai persoon heen gaan nie. Jy's nie in daai persoon se skoene om enigstens iets te kan sê nie. Maar dit is ook waar as ons in God se lig lewe, dan weet ons na wie toe om te gaan as jy self op 'n vlak is wat jy voel dit raak vir jou te veel. Jy gaan na God toe. Dit is so maklik soos dit. En hy sal vir jou die krag gee om deur dinge te werk wat vir jou moeilik is. Of om wat jy op die laagste punt het, waar jy voel, maar wat's my doel? Sê te doen. Marius? Hulle sê altyd, jy moet nie jou kind slaan as jy kwaad is nie. Jy moet eers wag en laat jy 'n bietjie afkoel en dan kan jy met jou kind werk of slaan of wat jy ook al dan wil doen. En ek dink dieselfde hierdie, ons het nou eendag het ons 'n storie gekyk van ouens wat nie 'n prosedure gehad het, sou iets gebeur. Wat is die prosedure wat hulle moet volg om dan deur daardie situasie te kom? En dit was chaos geweest, want daar was nie 'n prosedure geweest nie. En ek dink goed soos hierdie is nou maar net een van die dinge wat ek nou aan kan dink, wat met selfdood, as jy of iemand wil help, of naby daai persoon is wat dit wil doen, dan begin jy emosies te praat en nie
dit wat dis amper die kwaad wat dan nou begin praat. Jy moet 'n ding klaar in plek hê, 'n prosedure as ek dit so kan stel, om te sê doen dit of doen dit nie. In hierdie geval doen dit nie. En dan op daai prosedure kan terugval om te sê, maar toe ek nugter was, toe ek nie kwaad was nie, was hierdie wat ek uitgeredeneer het en dit is wat die uiteinde van die saak is. So moenie wag om daai besluit te neem in jou kwaadheid nie. Neem daai besluit nou en hou daarby as dit kom op die tyd wat jy dan daarmee gekonfronteer word. Ja, dis maar die een ding wat ek wil sê van die selfdood. Dit is 'n moeilike ding. Want dit is so, as 'n ou regtig swaar kry, dan kan jy nie sien regtig wat is die doel wat hy nog daar het om te leef nie. Of as jy self in die ding sit, dan weet jy nie regtig hoekom moet jy nog leef nie. En dan val ons nou weer terug na Job toe. As Job homself sommer maar net in die begin doodgemaak het. Wat het ons daaruit geleer? Het ons niks gehad wat ons geleer het nie. En ons het soveel baie daaruit geleer van hoe God hom weer herstel het. Dis nie te sê dit gaan met elke persoon gebeur nie, maar elke persoon wat in hierdie wêreld is, het 'n spesifieke doel wat hy moet bereik. En daar's iets wat ons by elke persoon kan leer. En ons is nie daar om daardie doel uit te vee en net te doen wat ons wil nie. Ek dink in plekke waar daar glad nie reëls is nie. Soos die prosedure. Ons noem dit maar sommer reëls. As daar glad nie reëls is nie, dan doen jy net wat jy wil. En dan is daar chaos. En God het nie 'n wêreld met chaos gebou nie. Alles wat God gebou het is ordelik gedoen. Seker. Dankie Marius vir daai bydrae. Lisel? Nee, ek is reg, ek het niks om by te voeg nie, dankie. Die opsteller van hierdie, Salome, wat sê jy? Ek is reg, dankie. Ek het nie het ons alles gesê wat ons moes gesê het? Ons nog baie. Wat ek graag wil sê. Okay, ons kom nou by jou Robert, dan net vas. Tannie Wilma? Hey. Ek stem saam met die wat selfdood. Jy moet liewers met na die Here toe gaan of met iemand gaan praat. Dit is die beste ding, want vir my is dit sonde. Ek weet nie of ek reg het nie, vir my is dit sonde. Maar wie onthou jare terug, ek meen toe ek nog jong, as jy selfdood gedoen het of selfmoord gepleeg het, as grafte so gelê het jou nou anderster omgelê. Dan weet, want daai jare was dit so, niemand het geweet, die ou het dit gedoen nie, en om te herken, dan weet jy daai ou het selfmoord gepleeg. Maar ja, daar is 'n ander uitweg. Ek meen, partymal soos John hulle sê, is maar moeilik, maar daar is 'n uitweg. Jy kan iets anders doen. Verseker. John? Ja, ek hoor wat almal sê. Van my maand af tot nou was ons op 32 suicides. En die snaakse ding op daai suicides, ons het nie een briefie gekry nie. So dit was, daai persoon het nie vir iemand gesê dat hulle gaan dit doen. Hy het nie vir sy vrou, daar was geen manier wat jy kon by daai persoon uitkom en probeer om met hom te praat. Rina, iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek is fyn, dankie. Robert? Ek was in die onbevoorregte posisie 'n paar keer gewees om met iemand te deel wat wil selfmoord pleeg. En kom ek vir julle vertel, as die Heilige Gees nie in lei nie, bly doodstil. Want dis jy teen die Satan en jy's nie opgewasse teen die Satan nie. Bid dat die Heilige Gees jou lei om daai mens te lei
Dankie Here dat ek met daai persoon kon praat en dat daai persoon vandag nog lewe. En ek gee die Here al die eer daarvoor. In 'n ander geval van genade dood, moes ek en my broer besluit om my ma se masjiene of die masjiene wat my ma in die lewe hou af te skakel. En daar het ons ook vir die Here gevra, lei ons Here, sê vir ons wat ons moet doen. En ek het vrede in my hart daaroor. Dis maar my druppel in die emmer. Amen. Dankie Robert. Gerda? Ja, ek stem saam met almal wat almal gesê het. Dis net 'n verskriklike dis 'n swaar onderwerp hierdie, maar dis 'n werklikheid. Verseker. Estel? Reg, dankie. Dankie. Ek kyk julle in die oë. Met my linker en my regter oog, ek kyk julle in die oë. Voor julle op daai plek kom, dan bel julle vir my en ons bid saam. Selfs vir die mense wat later na hierdie uitsending gaan kyk en luister. Dis nie die antwoord nie. Psalm 23 vers 4 sê: "Al gaan ek ook in die dal van doodskade wees, ek sal geen onhou vrees nie, want U is met my. U stok en die staf vertroos my." Ja, dis 'n moeilike onderwerp, maar ons is lig. Ons moet voorstap. Ons moet vir mense sê, moet dit nie doen nie. Dis nie die antwoord. Ons moet die antwoord gee. Daar is hoop by God. Dis God wat die draadjie knip, nie die mens nie. Amen. Kom ons praat oor gebedsversoeke. Jy stel enigiets wat ons kan saam bid? Dis alraai, dankie. Robert, Gerda, Robert, jy sê vir ons op die groep laat weet wanneer jy gaan vir die CT. Ons hou aan bid vir daai skouer, dat hy herstel, 100% herstel. En ja, jy hou ons op hoogte asseblief. Enige ander versoeke, Robert? Nee, wat dis maar my groot ding is nou dat dit 'n positiewe uitslag sal wees. Verseker. Gerda? Nee, geen versoek nie. Ek is net dankbaar die Here is met ons elke dag en ons is nie alleen nie. Amen. Salome, enige versoeke behalwe die staandes? Niks ekstra nie, baie dankie. Ek is reg, dankie. Tannie Wilma? Nee, dankbaar, niks anders nie. Ekskuus, sê net weer Tannie. Dankbaar die Here is my herder. Niks sal my ontval nie. Anders Amen. het ek Die Here is ons niks sal ons ontval nie. Die Here is my herder. John, enige prayer request? Dankbaar. Baie dankbaar. Rina, enige versoeke? Ja, net Corrie wat 'n bloedklont het asseblief. Corrie is My sussie se kind. jou sussie se kind. Ons bid vir Corrie. Ons bid vir Marius en Azel dat die verkoue nou heeltemal sal wyk uit Sedgefield uit en nie na 'n ander dorp toe gaan nie, maar sommer in die see sal ingaan na die haie gaan hoes. Alright. Enige ander versoeke, Azel, Marius? Ek wil net vir ouetjie wat in Middelburg is, Sieg. Sy naam, hy is in die hospitaal. Op die oomblik nog in ICU. Wat ook baie siek is. Ook maar 'n kankertipe iets wat hy het. Ek wil hom ook maar net opdra aan die Here en dan nog vir sy gesin, Juanita en die kinders, wat nou 'n bietjie swaar trek met Sieg wat in die hospitaal is. Amen. Ons bid vir Sieg en Jonita en die kinders. Hy sê enige versoeke van jou kant af? Niks, dankie. Dra tog asseblief vir Johan, neefie, Johan op die groep. Hulle vlieg môre in Namibië toe, so vir 'n week of wat, dat hulle veilig sal reis Namibië toe. Bid vir hom. Anita, enigiets van jou kant af? Pastor, ons gaan nou hierdie week is ons net voorbereiding vir of ons nou die operasie doen of nie.
En as ons dan nou wel voortgaan met Wynand se operasie, maar dit goed sal gaan en die herstel sal goed wees en dan donderdag kry ek ook my jaarlikse MRI vir die Jou voetjies. Alright, ons gaan daaroor bid. Wynand, enigiets waar ons kan saam bid? Nee, ek dink as die Anita se scan wil ek sê ons is so positief daaroor. Ek is baie positief daaroor dat as ons sê watch the space, it's coming. Ek is baie opgewonde. Maar ons bid nog steeds en ja, dis maar ons 'n bietjie so onbekende week vir ons. Amen. Kan ons saam bid vanaand? Ek het baie gepraat, maar ek het nog nie klaar gepraat nie, so ek gaan bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons na U toe kan kom. Here, dankie dat ons tye in U hande is. Here, U het lewe bepaal en U bepaal ook wanneer ons die tydelike met die ewige verwissel. Vanaand bid ons vir al die versoeke. Kom vanaand, Here, ek bid vir Wynand en vir Anita. Vader, U ken hulle gesondheidsomstandighede. Bid Here dat U vir Wynand wysheid sal gee oor die pad vorentoe. Bid vir Anita wat gaan vir die MRI. Dankie Vader dat U ons God is en dat U sal voorsien en ons gaan verbaas wees. Here, soos Wynand sê, watch the space. Bid vir Annelie vanaand, Here. Dankie vir die guns en die seën oor haar lewe. Dankie ook Here dat U die groot geneesheer is. Of vanaand en ek bid vir Marius en vir Lisel. Here, ek bid op hierdie oomblik dat daardie ongesteldheid in die huis sal verdwyn. En dankie Here dat hulle so steunpilare vir ons kan wees. Bid vanaand vir Salome, Here, vir daardie onuitgesproke versoeke wat sy het. Bid ek vanaand dat U sal voorsien aan die rykdom van U lewe. Bid ook vanaand vir Tannie Wilma. Vader, U is haar God. Bid vanaand dat U op 'n bonatuurlike manier teenwoordig by haar sal wees. Haar sal toevou met U liefde. Dankie vir John en vir Rina. Here, die werk wat hulle vir U doen, dat dit sal gaan van krag tot krag en dankie vir dat hulle steunpilaar in die gemeenskap kan wees en vir mense. Bid vir Robert vanaand, Here. U is die God wat hom genees het. Daarom weet ons, Here, hierdie terugslag gaan verbygaan en U gaan hom genees. Ons glo dit met ons hele hart dat U sal genees. Bid vir Gerda vanaand, Here, dat sy wat Robert ondersteun, dat ook haar onuitgesproke versoeke het, Here, dat U haar sal bystaan. Ons kom vanaand en ons dra vir U stel op. Here, U ken die uitdagings, maar ons weet ook U is die God van die onmoontlike. U is 'n God wat wonderwerke doen. Dankie Here vir elke persoon op hierdie groep. Bid Here dat U ons sal ontmoet. Here, dat U sal voorsien na die rykdom van U genade. Dankie dat U 'n groot en 'n magtige God is. Ons loof U daarvoor. Dankie Here dat U die God is van lewe. Ons loof U. Maar vanaand loop ons harte oor van dankbaarheid. U is so goeie God. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Amen. Bye julle. 15 minute oor. Sorry. Bye. Seëninge vir die week. Bye bye. Bye.